sit te wag voor jou mond. 'n dink voordat jy praat. 'n Mens moet pas op om nooit te vinnig te praat nie. Maar as jy een van Afrikaans se voorste rymkletsers is, of beter te ken as rappers is, kan sy mos nie anders nie. Hemelbesem is al lank besig om die musiekbedryf skoon te vee met sy mond vol lirieke en 'n hart wat pure Afrikaans klop. Want hierdie rymkletser het self al meer as 6 Afrikaanse hip-hop albums vervaardig en uitgegee. Vandag is ons hier in Mitchells Plain by die ATKV Liedjie Slypskool en wie beter om te vra oor lirieke as die oudste Hemelbesem. Waarmee identifiseer jy rap of rymkletser? Meneer, jy hoor hier reggie. Is eintlik kletsrym, maar ons is rebellious mense, so ons het dit omgedraai na rymklets. Want voor jy kan klets, moet jy kan rym. So 'n rymklets maar Afrikaanse rapkunstenaar of Afrikaanse rappers maar wat is enigiets werk. Nou, jy het baie nog gewerk hier by die ATKV Liedjie Slypskool met Anna en Lise. Yes. Wat leer julle van mekaar? Wat ek leer by hulle is 'n hele ander veld. Hier gaan ek leer van 'n dieper style, struktuur en sulke klasgoeders, ja. Waar het jy jou liedjies skryf geleer of by wie het jy geleer? As 'n kind het ek geluister na al wat musiek is. Man, jou ou tipe Afrikaanse goed, jy weet, ek het 'n baie wye verskeidenheid wat genre aanbetref en ek probeer seker van die goed toepas in my musiek, ja. Wat dink julle van rymklets as 'n musiekvorm? In die afgelope tyd het ek nou saam met Simon, Witbooi van Hemelbesem, leer ken ek dit nou beter en ek like dit. Wat vir my nice is die nuwe temas waaroor rappers of rymkletsers sing, kan ek mee assosieer. Ek kon nie in die verlede met bling en thumping, disco, ek het dit niks in my lewe uit te wou nie, maar dit waaroor die nuwe rap Afrikaanse ouens sing, kan ek heeltemal mee saamwerk. Die samurai brothers hy is gesout met blades. Oh, wat van dit is om 'n swaard te swaai is gelouter sy. Hy hou sy talente ook nie net vir homself nie en verskyn gereeld as gaskunstenaar op ander kunstenaars en rymkletsers se albums. Mense soos Afrikaans Ruk, 2J Harmonics, Bittereinder en Glaskas. Deesdae is hy deel van die Valley FM span waar hy sy eie program Cypher saam Simon aanbied. Hy was vir lank ook radioomroeper vir die RSG program op die radio, toe daar nog op die Suid-Afrikaanse kommersiële musiekwêreld gefokus is. Nou, daar's baie mense in die industrie wat sê hy's maar 'n man met 'n sagte hart, as dit waar. Nee, ek is baie sag. Maar jy sien wat rappers aan betref, het hierdie idee dat jy moet so 'n hond blaf en geluide maak. Ek doen dit. Maar daai is 'n deel van my. Iemand het eendag gesê, desire is iets wat jy net moet gebruik om 'n habit te vorm. Jy moet nie daai desire gebruik om die ding te gebruik. Daai desire kan anger wees. So ek het daai desire, daai anger wat ek het ook deur goed gegaan in my lewe. Maar daai goed het ek gebruik om eerder daai te meng met ander elemente van myself en dan eerder brûe te bou as wat ek veg. Dit is ook baie betrokke by liefdadigheid. Ja. Jy het altyd 'n passie gehad vir liefdadigheid of is dit maar iets wat sy sien buite en sy moet dit net regmaak? Dis die ding, jy weet, ek het groot geraak, verskriklik arm. Trots oor my verlede, ek sal dit nooit anders wil hê nie, maar ek het groot geraak, grotendeels in 'n sinkhok. Dit is nogal moeilik, verstaan, maar jy raak gewoond aan seker ding. As jy eiers eet, dan is dit die World Cup, dit is Vrydag, iemand het gepy. Ek het agtergekom, mentaliteit speel 'n baie groot rol en jy moet 'n sterk denker wees om dit uit te kom of om verder te sien as dit. En daar's sekere dinge wat ek dink ek reg gekry het in terme net van my mentaliteit, nie sukses of whatever nie. En dit wil ek graag deel. Dit wil ek deel saam met kinders. Wanneer hy nie die verhoog met woorde nat spoegie, maak hy ook seker dat daar genoeg na die Afrikaanse taal gekyk word. Hy was een van die gaste by die 4de tuin van digters in Wellington en een van die gaste by die woordeboek van die Afrikaanse taal se woordpret geleenthede. Sy het 'n motto waar sy by liewe. Ek worry nie. Ek wonder nie, ek weet ek kan. Wat behels dit en hoe daai motto vir jou gehelp? Ek was betrokke by 'n organisasie Fast Facts wat gefokus het op voorkoming van fetale alkoholsindroom. So ons gewerk by skole en goed. Toe kom ek met hierdie song op ek kan en ek het my lewe gepraat oor my lewe. Ek praat van hoe ek klein was, hoe ek groot geraak het en die struggles na daai, maar dan is die chorus net ek worry nie, ek het die kinders 'n program geskryf voor waar dit ingewerk is. Hulle moet dit saam met my herhaal en goed. So dit was is baie na in die hart vir my. Dit is een van daai goed, som van daai goed maak my oë toe as ek dit rym en dit vat my terug na Silver Sands in die bosse waar ons besig is om te mines vir yster en jy weet blikkies gaan soek by garages en ingee en
blikkies vol sand gooi en dit laat die zware gewig. Al die skills, you know, om te survive. Voels gaan vang, bietjie vleis eet en sulke goed. Het my teruggevat na daai goed. Dis toe so, jy know, is ingegiet in daai song. Ja. Ek worry nie, ek wonder nie, ek weet ek kan. Nou ja, uit 'n ware mond soos daai, wie wil nou worry? En al spoeg hy die Afrikaans rond, bly die taal in goeie hande. Hey, wat gaan nie aan? Die taal is in 'n goeie hande, meneer. Ek kan dit nie doen.